Goeiedag almal, ek is Mani van Bloemfontein. Dit is vandag Dinsdag, die 5de Mei 2026. Ons doen die nuus in kollig en ons hoofopskrif vir vandag sê: Pick n Pay beoog om hulle diensvoorwaardes van hulle werkers te wysig. Nuushooftrekke vir vandag: laagdrukstelsel bring baie reën, winde en sneeu vir Suid-Afrika. Pick n Pay beoog om hulle diensvoorwaardes van hulle werkers te wysig. NSFAS vir 'n derde keer onder administrasie geplaas. NAVO-hoof stuur 'n duidelike boodskap aan president Donald Trump. Griekwas hoop vir 'n oorwinning oor die Cheetahs in die Suid-Afrikaanse bekerreeks. Kimi Antonelli is die nuwe sensasie in Formule 1 na sy derde oorwinning. Die kleinhandelreus Pick n Pay beplan om ingrypende veranderinge aan sy werkers se diensvoorwaardes aan te bring in 'n poging om die maatskappy se finansiële posisie te stabiliseer en toekomstige werkersverliese te beperk. Volgens berigte verkeer die groep onder toenemende finansiële druk weens swak prestasies, stygende bedryfskostes en strawwe mededinging in die kleinhandelbedryf. Hierdie uitdagings het die bestuur genoop om na nuwe maniere te kyk om kostes te besnoei sonder om grootskaalse afdankings deur te voer. Die voorgestelde veranderings kan onder meer aanpassings aan werksure, voordele en moontlike salarisse insluit. Die doel volgens die maatskappy is om 'n meer volhoubare sakemodel te skep wat werkgeleenthede op die langtermyn kan beskerm. Vakbonde het egter hulle kommer uitgespreek oor die impak wat hierdie veranderinge op werkers se lewensgehaltes kan hê. Hulle waarsku dat enige wysigings aan diensvoorwaardes deeglik oorweeg moet word en in konsultasie met werknemers gedoen moet word. Kenners meen dat die situasie 'n delikate balans vereis. Aan die een kant moet die maatskappy oorleef in 'n moeilike ekonomiese klimaat, maar aan die ander kant moet werknemers se regte en welstand ook beskerm word. Die gesprekke tussen Pick n Pay en verteenwoordigers van werknemers sal na verwagting in die komende weke voortgaan met die hoop op 'n ooreenkoms te bereik wat beide partye sal bevoordeel. Intussen hou beleggers en die publieke situasie fyn dop, aangesien enige uitkoms 'n wyeer impak op die Suid-Afrikaanse kleinhandelsektor kan hê. 'n Sterk laagdrukstelsel beweeg tans oor groot dele van Suid-Afrika en bring wydverspreide reën, skadelike winde en selfs sneeu in sekere gebiede voor. Volgens die Suid-Afrikaanse Weerdiens word die ergste toestande in die Wes-Kaap, Oos-Kaap en dele van die Noord-Kaap verwag. Hier kan swaar reën tot oorstromings lei, terwyl sterk winde skade aan infrastruktuur kan veroorsaak. In die binneland insluit in die Vrystaat en Gauteng word donderstorms en koeler temperature voorspel. Motoriste word gewaarsku oor gladde paaie en swak sigbaarheid. Intussen is daar ook 'n kans op sneeu in hoërliggende gebiede, veral in bergagtige dele van die Oos-Kaap en die Noord-Kaap. Dan kan paaie gevaarlik raak en reise ontwrig. Sterk en rukkerige winde word ook langs die kus verwag wat gevaarlike toestande vir seevaart kan skep. Die National Student Financial Aid Scheme, oftewel NSFAS, is vir die derde keer onder administrasie geplaas weens ernstige probleme met swak bestuur en wanadministrasie. Die besluit is deur die departement van hoër onderwys geneem nadat daar kommer was oor hoe fondse bestuur word en hoe studente ondersteuning hanteer was. Wat is die probleme tans? Betalings aan studente wat vertraag of verkeerd is, gebrekkige bestuur en swak finansiële beheer, klagtes oor dienslewering en administrasie. Hierdie situasie het 'n groot impak op duisende studente wat afhanklik van NSFAS is vir hulle studies, kos en verblyf. Wat beteken administrasie? Dit beteken dat 'n administrateur aangestel word om die organisasie reg te ruk, probleme aan te spreek en seker te maak dat fondse korrek bestuur sal word. Die reaksie was: onderwyskenners sê dit wys op diep probleme binne die stelsel en dat dringende hervorming nodig is om vertroue te herstel. NSFAS herhaal probleme met bestuur plaas weer druk op die onderwysstelsel terwyl studente onseker bly oor hulle finansiële ondersteuning. Die sekretaris-generaal van NATO, Mark Rutte, sê hy het vir die Amerikaanse president Donald Trump hard en duidelik gehoor oor sy standpunt oor die alliansies. Dit volg nadat Trump weer druk geplaas het op NAVO se lede om meer geld aan verdediging te bestee en gedreig het dat die VS moontlik sy betrokkenheid kan heroorweeg as lande nie hulle finansiële verpligtinge sal nakom nie. Wat beteken dit? NAVO-lande kan onder groot druk kom om hulle militêre begrotings te verhoog. Die VSA se rol in die alliansie bly 'n belangrike kwessie. Dit kan spanning tussen bondgenote veroorsaak. Rutte het egter beklemtoon dat NAVO steeds verenig bly en sterk bly en dat samewerking tussen lidlande noodsaaklik is vir globale veiligheid. Mark Rutte erken Trump se duidelike boodskap, maar beklemtoon dat NAVO steeds saam staan, selfs te midde van groot druk oor finansiële en rolverdelings. Sekere getuies in die ondersoek van die Mandlanga Kommissie na beweerde korrupsie en politieke inmenging
het agter geslote deure, oftewel in kamera getuig. Die voorsitter en beampte, Mboyiseni Madlanga, het hierdie besluit geneem om sensitiewe inligting en die veiligheid van getuienis te beskerm. Waarom in kamera? Om getuies teen moontlike intimidasie te beskerm, wanneer sensitiewe of vertroulike inligting bespreek sal word, om die integriteit van die ondersoek te verseker. Die kommissie ondersoek ernstige beweringe van korrupsie en politieke inmenging in staatsinstellings. Sommige getuienis het glo kommer uitgespreek oor hulle veiligheid, wat die behoefte aan private getuienis versterk het. Wat beteken dit vir die publiek? Alhoewel sekere verhore nie oop vir die publiek is nie, het regter Madlanga beklemtoon dat deursigtigheid steeds baie belangrik bly en dat bevindings uiteindelik openbaar gemaak sal word. Regskenners sê die gebruik van in-kamera verhore is nie ongewoon nie, veral in sake waar getuienis se lewens of ondersoeke selfs in gevaar kan wees. Die besluit om sekere getuienis privaat te laat getuig wys hoe ernstig en sensitief hierdie ondersoek is, terwyl pogings voortgaan om korrupsie en politieke inmenging aan die staat bloot te lê. Die uitbraak van die gevaarlike Hanta-virus is aangemeld op die Nederlandse passasiersskip, die NV Hondees. Volgens vroeë verslae het die virus reeds 3 mense se lewens geëis, terwyl nog 2 van hierdie passasiers simptome getoon het en onder streng mediese toesig geplaas is. Die Hanta-virus is 'n seldsame, maar ernstige virus wat gewoonlik deur kontak met besmette knagdiere of hulle uitskeidings versprei word. Dit kan ernstige asemhalingsprobleme veroorsaak en in sommige gevalle ook dodelik wees. Wat gebeur tans aan boord? Passasiers en bemanning word geïsoleer en gemonitor. Mediese spanne werk om verdere verspreiding te beperk. Streng higiëne en veiligheidsmaatreëls is ook op die boot ingestel. Gesondheidsowerhede werk nou saam met die skip se bestuur om die situasie te beheer en moontlike verdere infeksies te kan voorkom. Die simptome van die Hanta-virus sluit in koors en erge moegheid, spierpyne, kort asem en asemhalingsprobleme. Kenner waarsku dat vroeë behandeling krities is om kanse op oorlewing te verbeter. Die internasionale gesondheidsorganisasies monitor die situasie noukeurig. Daar is egter tans geen aanduiding dat die virus wyd buite die skip versprei het nie. Passasiers en families ingelig en verdere opdaterings word verwag soos die ondersoek verder sal voortduur. Die Departement van Minerale Energiebronne het nuwe brandstofpryse aangekondig wat môre in werking sal tree. Volgens die aankondiging styg die prys van diesel en petrol wat verdere druk plaas op vervoer en voedselkoste reg oor die land. Hoewel daar berigte op sosiale media was van 'n dramatiese styging van meer as R6 per liter, is daar geen amptelike bevestiging van so groot verhoging nie. Wat is die impak op die publiek? Die hoër vervoerkoste, moontlike styging in kospryse en druk op besighede en die verbruikers. Motoriste word aangeraai om op amptelike aankondiging staat te maak. Die Amerikaanse golfspeler Cameron Young het die Cadillac golfkampioenskap oortuigend gewen en die toernooi met 'n drukwekkende 6-houe voorsprong afgesluit. Young het derentyd beheer oor die kompetisie behou en met konsekwente spel van die eerste ronde af sy teenstander onder groot druk geplaas. Sy akkuraatheid vanaf die tee en die sterk pitwerk het hom in staat gestel om 'n maklike voorsprong op hierdie spel op te bou. Die sleuteloomblikke van die wedstryd was 'n sterk openingsronde het die toon aangegee, konsekwente laattellings oor al 4 rondes, geen groot foute onder druk in die laaste ronde nie. Die oorwinning is 'n belangrike mylpaal in Young se loopbaan en bevestig sy status as een van die opkomende sterre in internasionale golf. Na afloop van die toernooi het Young gesê hy is tevrede met sy fokus en sy spel en dat harde werk uiteindelik sy vrugte afgewerp het. Met 'n 6-houe oorwinning wys Cameron Young dat hy krag is om mee rekening te hou op die golfwêreld se verhoog. Die laaste ronde van die SA beker beloof 'n groot stryd te wees wanneer die Cheetahs in Bloemfontein gasheer speel vir die Griquas. Beide spanne het baie om voor te speel, maar die Cheetahs bevind hulle self in 'n desperate posisie en moet wen om enige kans op 'n beter eindposisie te behou. Die Cheetahs afrigter en spanbestuurder hoop dat hulle span tuisvoordeel kan benut om sterk terug te bons in 'n moeilike reeks. Wat op die stel is vir die Cheetahs. Cheetahs moet wen om hulle seisoen op 'n positiewe noot af te sluit. Die Griquas wil sterk eindig en hulle posisie op die lok verbeter. Die intense Vrystaat derby gevoel in Bloemfontein verwag, wat om te verwag in hierdie geval fisiese, vinnige spel, groot druk op die Cheetahs om te presteer. Griquas wat geleenthede sal probeer gebruik om voordeel te trek uit die Cheetahs se foute. Groep top wêreldtennisspelers het hulle kommer uitgespreek oor die prysgeld en vergoedings tydens 'n groot toernooi in Parys en vra vir beter finansiële erkenning vir spelers. Onder die spelers wat in misnoë geopper het, is die wêreldklas atlete Jannik Sinner en Aryna Sabalenka. Die kritiek fokus op die wanbalans tussen inkomstes en prestasie, met spelers wat sê dat die fisiese en emosionele eise van topvlak tennis nie voldoende weerspieël word
in die huidige prysstruktuur nie. Die toernooi in Parys was deel van die elite internasionale tenniskalender, trek jaarliks die wêreld se beste spelers, maar die debat gaan oor die vergoeding wat nou weer nuwe momentum gekry het. Die spelers sê prysgeld moet meer in lyn wees met die sport se globale inkomste. Meer ondersteuning vir spelers buite die toprangslys is ook nodig. Beter deursigtigheid oor verdeling van inkomste by groot toernooie. Soortgelyke gesprekke het reeds in vorige jare ontstaan met spelers wat glo dat tennis agter ander groot sportsoorte raak wat vergoeding aanbetref. Groot blydskap heers in die motorsportwêreld nadat daar berig is dat Kimi Antonelli sy derde agtereenvolgende Grand Prix oorwinning behaal het. Die prestasie het groot reaksie van ondersteuners en kenners ontlok en met baie wat hom beskryf as 'n toekomstige wêreldkampioen. Wat maak dit so spesiaal? 3 oorwinnings in 'n ry toon sterk konsekwentheid. Jong bestuurder wat teen ervare F1 veld meegeding het, 'n groeiende reputasie binne die motorsportwêreld. Die aanhangers en spanlede het hul opgewondenheid uitgespreek terwyl kenners sê sy vorm dui op uitsonderlike potensiaal vir die toekoms. Groot trots heers nadat die Suid-Afrikaanse atletiekspan 'n silwer medalje verower het in die 400 meter aflos tydens 'n groot byeenkoms in Gaborone in Botswana. Die Gaborone byeenkoms het die verhoog gevorm vir intense wedloop waar Suid-Afrika sterk teen internasionale teestanders meegeding het en uiteindelik net in die tweede plek geëindig het. Die prestasie is 'n deel van 'n belangrike internasionale atletiekbyeenkoms wat topatlete van reg oor Afrika bymekaar gebring het. Die wedloop se hoogtepunte sluit in die sterk begin hierdie Suid-Afrikaanse span, konsekwente tempo deur die middelste skofte, 'n kragtige eindspurt wat silwer verseker het. Wat beteken dit vir Suid-Afrika? Suid-Afrika bly 'n sterk krag in die aflos items, belangrike voorbereiding vir toekoms, wêreldbyeenkomste en jong atlete wys belovende vorm. Die Suid-Afrikaanse onder 20 rugbyspan, bekend as die Jong Bokke, berei hulle voor vir 'n groot uitdaging wanneer hulle in 'n laaste wedstryd van die reeks teen die Nieu-Seelandse onder 20 span, die Kiwis te staan sal kom. Die span wil graag die seisoen op 'n hoë noot afsluit met 'n oorwinning teen een van hulle sterkste internasionale teenstanders. Die Suid-Afrikaanse nasionale onder 20 span het deur die toernooi wisselvallige vorm gewys, maar afrigters glo die span het genoeg talent en fisiese krag om die Nieu-Seelandse span ook te toets. Wat op die spel is vir die Suid-Afrikaners, dis 'n laaste kans vir die Jong Bokke om momentum op te bou, trots en eindposisie in die reeks te verseker, belangrike ervaring vir toekomstige senior bokke te verseker, wat om te verwag, intense fisiese stryd, vinnige aanvalle in rugby, van beide kante af, groot druk sal op verdedigingsstrukture geplaas word. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel vir jou, jy kan vir Dian of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sê 'n voertuig se registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek lyk so: Messina 2035, Polokwane 1527, Lephalale 1431, Mbombela 1632, Mahikeng 1823, Pretoria 1127, Johannesburg 821, Ermelo 824, Galagadi 1017, Gaborone 1127, Richards Bay 1828, Pietermaritzburg 1424, Durban 1826, Port St Johns 1524, Pongola 1830, Maputo 2135, Bethlehem 615, Bloemfontein 519, Alwal Noord 28 in die middag, Welkom 822, Vryburg 723, Kimberley 617, Appington 916, Prieska 816, Springbok 612, Karasburg 715, Keetmanshoop 916, Mariental 10-19, Alexanderbaai 12-18, Brandvlei 6-14, Loedertsbaai 12-20, Vredendal 10-19, Kaapstad 12-19, Sutherland 2-8, George 10-14, Jeffreys Bay 14-17, Cabarra 12-21, Grafreinet 7-14, Kaaphooglaas 8-17, De Aar 7-17, Molteno 4-16, Beaufort Wes 7-14, Oos-London 15-18, Mabelane 21 en 35 grade Celsius in die middag. Die reën per provinsie vir vandag, die Wes-Kaap, swaar en wyd verspreide reën gaan baie voorkom. Plaaslik gaan baie swaar reën moontlik wees. Die Oos-Kaap, swaar reën en donderstorms sal voorkom. Die Noord-Kaap, verspreide reën en storms sal hier voorkom. Die Vrystaat provinsie, reën en donderstorms veral sentraal en oos. Die Noordwes provinsie, donderstorm veral in die oostelike dele. Gauteng reënbuie en donderstorms sal ook voorkom. In Mpumalanga provinsie, verspreide reën en storms sal voorkom. Dit
Dit gaan koel tot matig wees. Limpopo provinsie, geïsoleerde tot verspreide reënbuie sal voorkom en dit sal deels bewolk wees. KwaZulu-Natal, ligte tot matige reën langs die kus en binneland sal voorkom. Dit sal koel en bewolk wees. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R16.79 teenoor Amerikaanse dollar. Die Australiese dollar kos R12.04. Die euro verhandel teen R19.64. 'n pond kos R22.73. Die yen kos 11 sent. Platinum per fyn ons is $1,955. Palladium per fyn ons is $1,488. Silwer per fyn ons is $72.86. Goud per fyn ons is $4,519. Brent ruolie per vat is $108.17. Ons gedagte vir die dag: moenie wag vir die perfekte oomblik nie, vat die oomblik en maak dit perfek. Hou dit eenvoudig vandag. Doen net een ding beter as gister en jy beweeg vorentoe. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe. 'n aangename dag verder word vir almal toegewens.